Liewe gemeente, ons maak dan ook volgens die woord van die Here oop, soos ons dit vind in 2 Tessalonisense 1. 2 Tessalonisense 1, daar gaan ons van die 1ste tot en met die 12de vers lees. 2 Tessalonisense 1, vanaf die 1ste tot en met die 12de vers. As jy dan die plek het, kom ons word net stil voor Here en ons vra dat hy vandag met ons sal praat uit sy woord. Here ons God, baie dankie dat ons weet U is hier. Here, ons het U so nodig. U bystand, U krag, dat U dit sal stil maak in ons gemoed. Ja, Here, U is bewus van elke persoon wat hier sit vandag. En elke een van ons het genoeg van ons eie bekommernis. Genoeg stres, genoeg hartseer, genoeg vrese vir dit wat mag kom. Of dit siekte of operasie, finansies, gesondheid, enige iets is, eensaamheid. U weet van alles wat aangaan, van onmin en aanval. Alles wat in ons gemoed rondgaan en ons so onseker laat oor wat hou die toekoms vir ons. Ek bid, Here, dat U nou dit sal kom stil maak in ons gemoed. Dat ons sal bewus wees dat U beloof het, U is by ons. Dat U ons hand sal vat en dit sal rustig maak. Dat die woord nou van U mond duidelik sal wees. Wees stil. En weet, ek is die Here. Ek is by jou, ek sal jou help. Jy hoef nie te vrees nie. Mag ons dan nou, wanneer ons uit U woord lees en na U boodskap luister, van U die woorde ontvang wat ons so nodig het. Dit wat ons vandag moet hoor, sodat ons ook hier kan uitgaan met die wete, ons het 'n ontmoeting met die lewende God gehad. Amen. 2 Tessalonisense 1 vanaf die 1ste vers. Van Paulus, Silvanus en Timotheus, aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God, ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe, en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God, en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. God is tog regverdig. Die mens onder wie julle nou so ly, sal hy as straf ook laat ly. En aan julle lyding en onsin sal hy 'n einde maak, wanneer die Here Jesus met sy magtige engele en in die vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van die Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees. Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag
vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van God en van die Here Jesus Christus. Tot sover dan ook ons skriflesing. Vandag se boodskap herinner my aan 'n voorbeeld wat ek seker ook al gebruik het hier, maar ek dink dit is weer net so gepas. Daai oulike storie wat ek eendag gelees het van 'n seentjie wat op die laaste dag van skool by die huis gekom het. En sy pa vra vir hom: "Pietie, waar is jou rapport? Ek wil sien hoe dit gegaan met jou hierdie jaar." En hy antwoord: "Pa, ek sal dit môre eers vir pa kan gee, want ek het dit eers vir my vriend geleen." Hoekom wou die pa vra? Hy wou net gou eers sy ouers 'n bietjie gaan skrik maak. Nie die antwoord wat hierdie pa seker wil hoor nie. Iets waaraan ons nie altyd dink nie, is dat daar ook vir ons 'n laaste dag sal kom. Dan sal ons ook, soos Pietie, wat vir sy pa moes 'n rapport gee, voor ons Here moet gaan verskyn en dan vir hom vertel hoe ons gedoen het in hierdie lewe. Daar sal ons ook rapporte hê wat vir ons verduidelik of wys wat in ons lewens aangegaan het. Daar sal ons dit egter nie kan uitruil nie. Want die Here weet presies alles wat in elke een van ons se lewe aangaan. Vir hom is daar niks wat ons kan wegsteek. Die is soos uit die mode om deesdae mos aan ander mense te sê dat hulle eintlik verkeerd lewe. Ons mag mos nie ander oordeel nie, né? Ons is so gefokus op God se liefde dat ons hom vergeet en wil vergeet dat die Here ook kan kwaad word. Party mense gaan so ver as om te sê God is mos 'n God van liefde en hy kan nie kwaad word nie. Ons lewe asof God se woorde eintlik niks is nie. Sy wet, soos hy dit vir ons gegee het, en sy leerstellings en die verwagtinge eintlik geen krag deesdae mee dra nie. En ons wil glo dat God eintlik iemand is wat maar net altyd sê, ag toe maar, is maar oukei. As ons droog maak, as ons sy wet breek, as ons lewe asof hy nie vir ons gesê het, jy mag nie dit of dat doen nie. Maar as ons die woord van die Here lees, dan lees ons wat Jesus self in Matteus 6 sê, waar Jesus dan duidelik vir die mense verduidelik, dat die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as wat een lettertjie of letterstreepies van die wet en die profete sal vergaan. Wat sê hy daar vir die mense? Julle wat so maklik wil sê, die wet tel nie meer nie, die wet is nie meer van toepassing nie. Julle wat so graag die wet wil verander, om julle te pas, voor dit ooit sal gebeur, sal die hemel en die aarde eerder vergaan. God se wet staan. Ons elkeen kry 'n regverdige kans. En as daai kans eers verby is, en ons voor sy regbank verskyn, is daar nie maar, ag toe maar hy was darem nou nie so sleg nie. Daar's 'n reg en daar's 'n verkeerd. Die groot vraag bly, aan wie behoort ons? Aan wie behoort jy? Wanneer ons die eerste en tweede vers lees, kom die antwoord baie sterk. Daar's geen onduidelikheid daaroor nie, en dit is nie eers debatteerbaar nie. Paulus skryf aan die gemeente, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Hoe snaaks dat meeste gemeentes deesdae net aan Jesus wil behoort. Interessant dat ons die goddelike drie-eenheid net gedeeltelik
wil navolg. Dit is dalk mos makliker dan. Makliker om Jesus te volg en dan net die erkenning daarop wil plaas dat God die Vader is maar daar iewers in die Heilige Gees, maar ek wil Jesus eerder volg, want hy is die simbool van net van liefde en van vergifnis. Dis al wat ek wil volg. Ek wil nie die ander dele ook van die goddelikheid erken of respekteer in my lewe nie. Ons wil dit in ons koppe so laat afspeel, dat as ons net op die liefde en vergifnis konsentreer, wat daar vir ons beskikbaar is, en ek glo dit volkome, dan is ek veilig. Maar kom ons kyk na die res. Kom ons kyk na God die Vader. Wel, dis eintlik 'n ander storie, want dit is mos God die Vader wat vir ons eintlik die 10 gebooie gegee het. Dis hy wat vir ons so duidelik geleer het wat reg en verkeerd is. Dis dieselfde God wat vir Israel, toe hulle nie wou luister na sy opdragte nie, 40 jaar in die woestyn laat wandel het. En wat sy kinders met die dood geslaan het, toe hulle in opstand teen hom gekom het, nie sy opdragte wou uitvoer nie. Dit was hierdie God wat die volk, toe hulle heeltemal korrup was, toe hulle heeltemal buite sy wil en sy reëls geleef het, in die tyd van Noag, heeltemal uitgewis het van die aarde af, met die water. En so gaan dit aan. Maar dis ook dieselfde God en Vader, wat sy seun Jesus Christus na die aarde toe gestuur het, sodat daar vir ons 'n uitkoms en redding mag wees. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy 'n plan wou maak, dat hy ons nie weer ooit hoef te vernietig nie, maar dat daar vir ons 'n moontlikheid is om gered te word. Maar dit is ook God die Vader, wat eendag die oordeel oor elke een sal laat voltrek. Die oordeel van 'n Vader wat sy seun Jesus gestuur het, om vir ons te kon sterf. 'n God wat 'n plan gemaak het vir jou lewe. En gesê het, ek sal my seun offer, my seun laat sterf, so wreed, so pynlik, sodat daar vir jou 'n moontlikheid is om ook gered te word. Ja, dis die oordeel van 'n Vader wat sy seun laat sterf. En nou van jou vra of jy daardie offer goedkoop wil maak. En nou glo dat jy maar kan lewe soos jy wil. Jy kan doen wat jy wil, want jy's mos vergewe, want Jesus het mos vir jou gesterf. So hy moet nou maar net jou vergewe ook, en jy kan maar hemel toe gaan, maak nie saak wat jy doen nie. Wat glo dat daai prys wat hy vir jou betaal het, hy eendag sal sê, ag toe maar, wat dit was daarom nou nie so duur gewees nie, jy kan maar hemel toe gaan, jy kan gelewe het soos jy wil. Ek glo nie enige pa wat bereid was om sy kind op te offer om jou te help, sal elke dag wil sien hoe jy jou rug op hom draai, hoe jy hom verloon, hoe jy lewe soos jy wil, hoe jy kuier soos jy wil tussen vriende, hoe dit wat saak maak vir jou eintlik net afgemaak word is, ag nee, wat is nie so erg nie. Hy duur betaal vir jou. En dan kom ons by die Heilige Gees. Soek ek regtig iemand wat die heeltyd by my is, wat die heeltyd daar is om te kyk wat ek doen? Soek ek regtig iemand wat by my gewete kom aankla vir alles wat ek verkeerd doen? Wil ek heeltyd skuldig voel as ek droog maak? Ek soek nie 'n gewete wat my heeltyd pla nie. En ek wil eerder nie dink daaroor elke dag dat ek dalk my lewe moet regryk en dit reg kry nie. Ek wil in beheer wees van my lewe.
Ek wil besluit wat ek maar mag doen en nie doen nie. My doen en late is myne. En ek wil glo dat my siening belangriker is. My menseregte belangriker is as wat God se voorskrifte betaal. Dis mos my lewe, ek kan doen wat ek wil. Snaaks so gou ons egter na die Heilige Gees soek wanneer ons in die moeilike tye van ons lewe ingaan. Dan soek ons hom naby. Soek ons sy troos. Soek ons sy leiding om die regte besluite te maak. Dan wil ons naby hom wees. Maar die realiteit is, die Heilige Gees soek nie net 'n kuierplekkie by jou nie. Hy wil 'n blyplek hê. Maar pas dit vir jou? Wat van as die Heilige Gees eintlik nie net 'n gees was wat in jou wou woon nie, maar 'n persoon was wat saam met jou wou leef? Wat van as dit 'n fisiese persoon was en deur hom in jou lewe in te nooi, sou dit beteken dat daai persoon langs jou kom staan, 'n stel boeie vat en jou aan hom vasboei, en van nou af oral waar jy gaan, gaan hy saam met jou sigbaar as 'n mens wat langs jou loop. Is jy bereid om so te leef? Oral waar jy gaan. Almal sal hom kan sien saam met jou. Jy is dus gekenmerk as 'n Christen, omdat die Heilige Gees saam met jou is. Hy stap saam met jou in as jy by jou werk instap, as jy by die winkels instap, as jy by die braai en die kuierplek instap. Die Heilige Gees is sigbaar langs jou vir almal. Sou dit jou ongelukkig maak? Want jy wil nie altyd geoordeel word vir die feit dat jy 'n Christen is nie. Jy sou nie in die winkels instap daar jy dalk altyd wou instap, dalk by 'n borrelstoer of by 'n kuierplek of waar jy ook al soms ingaan, maar jy weet die Here nie welkom is nie. Want hy's langs jou en almal gaan sien en wonder hoe kan jy die Here daar invat? Jesus is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dit is deur sy offer aan te neem en in dankbaarheid vir wat hy vir jou gedoen het, so te lewe dat ons waardig sal wees om tot God te mag nader. Ons behoort immers aan God die Vader. Dis die rede vir Jesus se koms gewees en ons het toe die Heilige Gees gekry sodat ons altyd God se teenwoordigheid, sy leiding, sy troos en liefde mag ervaar. Ons kan nie dit wil skei van mekaar nie, want daar kom 'n oordeelsdag. Daai dag kom verseker. Vir sommige van ons dalk gouer as ander, want nie een van ons weet werklik wanneer God die tyd bepaal het, wanneer ons dan ons laaste asem ook hier op hierdie aarde sal uitblaas. En wanneer dit gebeur, waar gaan jy jouself bevind? Waar gaan jy wees? Die waarheid is, dit maak nie saak oor jou siening oor wat gebeur as ons hier op aarde sterf nie. Of jy glo ons gaan slaap tot die oordeelsdag, of jy glo ons gaan na 'n wagkamer waar ons gaan wag vir die oordeel, of jy onmiddellik voor die Here sal wees nie, maak nie saak nie. Die oomblik wat jy jou laaste asem hier uitgeblaas het, is jou keuse gemaak. En is dit te laat om dit te verander. In die gedeelte praat Paulus duidelik van die onderskeid wat gemaak sal word aan hulle wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus sal behoort en die wat nie daai keuse gemaak het nie. Maar daar is net twee bestemmings. Die een is by God in sy teenwoordigheid vir ewig en die ander een is die bestemming waar God nie is nie, waar sy genade, sy liefde en teenwoordigheid nooit weer vir jou beskikbaar sal wees nie. Vers 10 stel dit duidelik, as jou keuse die regte keuse was, dan het jy geen vrees vir daai dag nie.
Jy sal met vertroue kan uitsien om jou rapport te ontvang en dit te kan wys en weet dat God sal bly wees om jou te sien. Beteken dit egter dat jy dan van nou af perfek sal moet lewe en perfek sal wees? Wel jammer, dit gaan ook nie gebeur nie. Dit sê die woord vir ons baie duidelik. Om perfeksie te bereik, dis eers eendag in die hemel moontlik. Maar hier op aarde gaan ons nog so baie foute maak. Maar dis nie 'n verskoning nie. Dit gaan nie oor perfek wees nie, maar dit gaan oor jou begeerte en jou strewe en jou pogings om ten minste perfek te wil wees. 'n Strewe om soos te lewe soos wat God dit van ons vra. En wanneer ons foute maak, wat ons doen, gereeld, ek ten minste, op 'n gereelde basis, ten minste opreg na God toe te gaan en vir hom te sê, ek is jammer. Ek sal my bes doen om reg te maak en nie weer die foute te maak nie. Om werklik te sê, ek is jammer, vergifnis te soek. In Galasiërs 6 lees ons van die stryd tussen die goeie en die slegte, wat maar altyd daar sal wees, die goeie in my, wat daarna sal streef om te lewe soos dit is, naby aan God, en dan die gees, wat soos 2 honde in my beklei, die slegte een, wat altyd die verkeerde keuses maak, die 2 wat lynreg teenoor mekaar staan. Die slegte hond kan die sterke een word, as ek hom heeldag voer. As ek my daaraan skuldig maak om heeldag te skinder, mense te oordeel en sleg te sê, mense te beledig, deur slegte gewoontes, my buite te gaan aan sonde, drank, haat vir party mense, skinder en baie meer. Of voer ek eerder die goeie hond? Soek ek die mooi in elkeen? Het ek liefde wat ek wil uitdeel? Is daar vrede in my hart en vreugde? Studeer ek die woord van God? Praat ek met die Here? En is dit my begeerte van my hart om net dit te doen wat reg is in sy oë? Watter hond voer jy? Dit beteken nie, ons kan op hierdie lewe ooit net lewe soos ons wil nie. Want as ons maar net gaan sê, ek is jammer, dan is alles mos reg. Onthou, die Here is die regter en 'n regverdige regter. Hy sal jou oordeel en as jy die feit dat jy die seun se offer dood so goedkoop wil afmaak as iets wat jou nou toestemming gee om te doen net wat jy wil en dink, ag as ek eendag maar net sê sorry, dan is dit alles reg. Dan het ek vir jou slegte nuus. Die Here laat nie met hom spot nie. Amper soos 'n moordenaar wat uitgegaan het en mense geroof het, gemoor het, wreed teenoor hulle opgetree het, wat gevang word en in die hof verskyn. En as die regter kyk na al hierdie goed en hom skuldig bevind aan al hierdie wreedheid, aan al hierdie moorde wat hy gepleeg het, en aan die einde dan vra die regter vir hom voor hy die oordeel uitspreek, het jy enige kommentaar? En hy sê met so 'n grin op sy gesig, ag, sorry. Dan gaan die regter nie vir hom sê, ag nou, dis term reg, jy het daarom gesê, jy is jammer, jy kan nou maar huis toe gaan. Dit werk nie so nie. Hoekom dink ons dat dit partymal anders gaan werk met die Here? Die gedeelte praat ook van 'n volgende ding. Dit sê dat die gemeente van God dit nie maklik gehad het op aarde nie. Ek dink ons almal weet wat dit beteken om nie 'n maklike lewe te hê nie. Ja, daar's vervolging, daar's hartseer. Die versoeking om die verkeerde dinge te doen. Versoeking en dan hoe maklik dit is om mismoedig te word. Mismoedig is 'n groot woord, né? Depressed, down. As ons die mooi Afrikaans wil gebruik. Want dit verstaan ons. Die bemoediging kom dan ook in hierdie gedeelte wanneer Paulus vir hulle skryf en dit in
kort vasvat in die mooi ander woord, as eintlik vir hulle probeer sê, vasbyt. Moenie opgee nie. Moenie toelaat dat alles wat aangaan en gebeur, jou depressief laat en wil laat opgee nie. Die Bybel gebruik nou wel baie groot woorde hiervoor, om te sê ons moenie mismoedig raak nie, ons moenie opgee nie. Onthou aan wie jy behoort. Byt vas. Paulus sê dat hy baie trots is op hierdie gemeente. En hy sê hy spog ook by die ander gemeentes oor hierdie gemeente se geloof en die feit dat hulle vas bly staan in veral die moeilike tye wat oor hulle pad kom. Hy sê dat die wat hulle wil sien ondergaan, die wat met hulle spot, wat hulle vervolg, wel sal boet vir hulle dade. En daarom het hulle nie ooit hulle bekommer of daai mense sal kry wat hulle toekom nie. Spot en terg mense jou oor jou standpunt, jou geloof en jou keuses. En wanneer jy die regte dinge doen, maak ander dit vir jou dalk moeilik om die regte pad te loop. Is dit nie die inding by die populêre groep om die regte keuses te maak nie? Want jy is nie soos hulle dan is nie. Keuses. Kies jy om eerder in te wees en deur almal aanvaar te word, of kies jy om te sê ek wil 'n kind van God wees, God die Vader, my Vader, en ons Here Jesus Christus, en gelei word deur die Heilige Gees, al drie. Ek weet, dit is moeilik, want ons wil soms sê die Here moet die wat dit vir ons altyd so moeilik was nou straf. Ons wil sien dat hulle ook kry wat hulle toekom. Ons wil sien, ons wil dit geniet, wat eintlik so verkeerd is. Want tog lees ons dat met die oordeeldag almal geoordeel sal word. Maar God vra dat ons hom vertrou om met daai mense af te reken. Maar in sy liefde wil hy ook vir hulle die kans gee om nog te kan regmaak. Tot die oomblik wat hulle voor sy regterbank verskyn, wil hy hulle kans gee om ook hulle te bekeer en hulle foute reg te maak. En nou, wat nou? Wat moet ek doen? Glo in God, die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Lewe in geloof. Lewe ook jou geloof totaal uit elke dag, sodat ander dit kan sien. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie, of wie teen jou is nie. Laat die Heilige Gees toe om in jou te kom bly, permanent, sodat jy God se liefde kan uitstraal, nie oordeel, kritiek. Maak dit die begeerte van jou hart om Jesus se evangelie uit te dra na almal toe, altyd en in alle omstandighede. En as dit dan moet, gebruik woorde, maar laat jou lewe getuig. God as Vader, Seun en Heilige Gees het jou lief. Kolossense 1:13 sê dit. Hy het jou verlos uit die donkerte en voortgebring na sy wonderlike lig. Leef dan as kinders van die lig. Daarom het ons vandag weer hierdie boodskap moes hoor. Die keuse is joune. Die oordeel kom. Die prys is reeds betaal om jou los te koop. Maar wat is jou keuse? Jy moet kies. Kies om in sy liefde en in sy lig te lewe. Want hy is daar vir jou. Vir jou het hy ongelooflik lief. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie dat ons weer vandag u woord kon hoor. Dat ons bewus is van u teenwoordigheid hier.
en dat U vir ons kom weer sê het hoe groot U liefde vir ons is, dat U nie vir 'n oomblik getwyfel het om die hoogste prys ooit daarvoor te betaal nie. Laat dit op ons harte dan vandag ook 'n vashou kry. Dat ons besef dat die prys is betaal vir my. Dit was nie 'n goedkoop prys nie, maar 'n prys wat alles gevra het. Laat ons die waarde besef en laat ons dan ook lewe in 'n dankbaarheid teenoor U vir dit wat U bereid is om vir ons te kon doen. Help ons om ons keuses reg te maak. Mag die Heilige Gees dan ook so binne ons werk, dat ons in alle omstandighede altyd en oral bewus sal wees van U teenwoordigheid by ons. En mag dit die begeerte van ons hart wees om werklik so te lewe dat ons U daardeur verheerlik. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.